het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook hier. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in u woord my Heer aanskou. Ek dink die een ding wat baie belangrik is in 'n gemeente is dat ons mekaar moet groet. Ek dink groet het in ons tyd baie keer iets half tipe van afgewater geraak. Jy weet in die Bybelse tyd was groet nie maar net met 'n hand nie. Groet was 'n omhelsing. Tot vandag toe groet mense deur mekaar vas te hou en te sê ek's lief vir jou. Ek gee om vir jou. Dit is werklik 'n groet. En ek dink ons moet in ons tyd nou nie noodwendig mekaar omhels nie, dit is nie ons tradisie nie. 'n Mens moet mekaar groet. En 'n onderwyser in die skool het altyd vir ons gesê 'n mens groet iemand met jou hand en nie met so handjie nie, jy groet hom. En dan kyk jy hom sy oë. Dan groet jy hom. Jy moet 'n vrou se hand nou nie so druk nie. Maar dis 'n groet. En daarom begin ons 'n diens ook met 'n groet. En daarom wil ek julle groet vanoggend in die naam van God wat ons geroep het. God roep mense. Dwars deur die Bybel. Maar ek groet julle in die naam van Jesus wat ons gered het. En ek groet julle in die naam van die Gees van God wat ons gevul het. En daarom glo ek dat wanneer 'n mens dit glo, dan begin dit vir jou saak maak om aan 'n gemeente te behoort. En dan is daar natuurlik ook een ding wat in ons tyd ook afgewater geraak het. En dis gebed. Het ons almal hierdie week gebid? Baie keer het mense begin met sulke rympie gebede, jy weet. Die tafel, onse Vader, gee ons ete, laat ons nimmer u vergeet, amen ook. Nou, ek sê maar net, gebed is nie opsê nie. Gebed is om met God te praat. En wanneer mense met God begin te praat, dan gee jy nie om oor die woorde nie. Jy gee nie, as mense gesê het, ons dominee bid so mooi. Ek wil nie mooi bid nie. Ek wil met God praat, verstaan. En praat is nie om te kyk of jy kan mooi praat nie. Jy praat met iemand omdat jy hom liefhet. Jy praat met hom omdat jy jou hart met hom wil deel. En dis wat gebed is. En daarom is dit ook belangrik dat ons in die gemeente saam sal bid. Kom ons bid saam. God, ons is vanoggend hier by mekaar omdat ons glo dat U ons gered het uit genade. Ons glo, God, dat U Jesus deur U liefde na hierdie wêreld toe gestuur het. En daarom wil ons U Jesus dankie sê dat U God se liefdesbrief geword het in hierdie wêreld. Dat mense gesien het wat God sê. En dat U woorde en U lewe mense se lewens verander het. Dankie dat ons vanoggend ons U kinders kan noem. Nie uit onsself nie, maar omdat U ons U kinders gemaak het. Deur Jesus U seun. En dat ons aan U Jesus verbind kan wees deur U bloed wat ons gereinig het van elke sonde. Ons vier vanoggend nagmaal. Here, ons doen dit omdat U gesê het doen dit so dikwels. Want die nagmaalstafel is eintlik die simbool van ons redding. En ons wil dit volgende weer opnuut hoor, dat die brood en die wyn 'n simbool is van ons redding.
U ken elkeen wat hier sit. U ken hulle by hulle naam. U ken ons. En daarom moet ons nie self aan U voorstel nie. Maar ek vra U vanoggend dat U elkeen vanoggend spesiaal sal laat voel. Here, U weet ons leef in 'n tyd waar ons as mense nommers geword het. Dat ons nie eens op ons name genoem word nie. Maar U sê in die woord, ek het jou by jou naam geroep. Jy's myne. En daarom wil ons nie vanoggend maar net 'n nommer wees nie. U het gesê as jy eendag die boek van die lewe gaan oopmaak, dan gaan hulle wie se naam in die boek van die lewe geskrywe is, sal hoor gaan in die vreugde van jou Heer. Ons is ook hier by mekaar om te hoor wat U vir ons wil sê. En dankie dat ek vanoggend die posman kan wees wat hierdie pos vanoggend weer kan kom aflewer. Gee dat ons hierdie pos in ons harte sal ontvang. In Jesus se naam. Amen. Nou ek wil graag vanoggend die instelling van die nagmaal vir u lees. Dit is ook waaroor dit vanoggend gaan. Dit gaan hier staan die wyn en daar's die broodjie. Want vanoggend se preek gaan oor die brood en die wyn wat 'n simbool is van ons redding. Kom ons lees Matteus 26 daarvan vers 26 af. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet. Dit is my liggaam." Hy neem toe ook die beker nadat hy die dankbid uitgespreek het en gee dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes. Van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink." Jy weet, 'n preek kan ook maar net 'n klomp woorde wees. 'n Preek kan soms so onpersoonlik wees. Dat ek eintlik voel, maar wat het ek hier kom maak? Ek voel nie aangespreek nie. Ek voel nie die Here het met my gepraat nie. En dit kan die prediker se skuld wees en dit kan die hoorder se skuld wees. Want as God praat, dan praat hy persoonlik. As God praat, dan doen hy dit met 'n doel. En God se doel is om jou lewe aan te raak. Dis waaroor God praat. En daarom wil ek met 'n vraag begin wat ek al baie vir mense gevra het en dan het hulle verskillende antwoorde gegee. En ek wil nou nie vanoggend 'n kateksasie klas gee nie, maar die vraag wat ek vir jou wil vra is: hoekom glo jy dat jy gered is? Wat is die rede? As iemand vir jou sê, jy's gered, maar hoekom noem jy dit? Wat het gebeur? Hoe weet jy dit? Want as jy dit nie weet nie, dan is dit soos iemand wat vir sy vrou vra, het jy my lief? En hy sê, ek weet nie. Ek dink nie so 'n goeie antwoord nie. Is jy gered? Ek weet nie. Want dis waaroor dit gaan volgend. Want jy moet weet dat jy weet dat jy weet. Baie mense sê, ek voel ek's gered. Nee. Mense moet nie voel dat jy gered is nie. Party mense sê, ek hoop ek is gered. Party mense sê, ek is in die kerk en daarom is ek gered. Ek is 'n goeie mens, daarom is ek gered. Nou, al hierdie is sekerlik nie verkeerd noodwendig nie, maar wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Hoekom noem jy jouself gered? Want jy sien,
Vanoggend met die nagmaal gaan ons praat oor die brood en die wyn. En daarom is die tema brood en wyn is die tekens van jou redding. Met ander woorde, om gered te wees, hoor mooi, baie belangrik, om gered te wees is nie iets wat jy gedoen het nie. Om gered te wees is iets wat God gedoen het. Daarom moet jy nie sê ek is gered omdat ek my hand opgesteek het in die kerk. Ek is gered omdat 'n katekisasie. Ek is gered. Jy sien alles wat ek gedoen het. Want jy sien as jy jou redding afhanklik maak van wat jy gedoen het, gaan jy altyd onseker wees. Want wie sê ek's reg? Wie sê ek het dit reg gedoen? En daarom het God dit uit jou hande uitgevat. En hy het gesê jy's gered oor wat ek vir jou gedoen het. En daarom hierdie tekens van brood en wyn gaan vanoggend vir jou sê, hoekom kan jy jouself gered doen? Jy sien, die brood is eintlik 'n teken van die offer wat Jesus aan die kruis vir ons gebring het. Hoekom het hy homself geoffer? Sodat jou sondes vergewe kan word. God het jou gered sodat jou sondes vergewe kan word. En daarom is hierdie brood 'n teken van vergifnis. Maar hier is ook wyn. En die wyn is die teken dat Jesus se bloed aan die kruis vir jou gevloei het. Hoekom? Om te betaal vir die skuld van jou sonde. Jy sien, jy weet dat skuld moet betaal word. Om vergewe te word, vra 'n prys. En God het self die prys betaal. Jy's gered, jy's vergewe, omdat Jesus die prys betaal het. Hy het aan die kruis uitgeroep, tetelestai, die prys is betaal. Hoe weet jy dat jou sondes vergewe is? Hoe weet jy dit? Ek voel dit. Nee. Ek glo dit. Ja. Nee, jou sondes is vergewe vir dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Sy liggaam is gebreek sodat jy kan heel word. Want jy sien, sonde breek 'n mens se lewe. Julle sit almal hier, ek ook. Wat is die nommer 1 ding in jou lewe wat jou lewe stikkend gebreek het? Sonde. Verkeerde besluite. En daarom sit ons hier met merktekens in ons lewens. Van dit wat gebeur het in ons lewens wat verkeerd was. En daai merktekens word soms heeltemal genees, maar soms is daai merkteken nog steeds teenwoordig in ons lewens. En daarom is Jesus se liggaam gebreek, want jy moet heel word. Jy sien, 'n heel mens kan 'n ander mens heel maak. Hoor jy wat ek sê? En daarom is daar baie mense wat aanhou stikkend maak. Hulle maak ander mense se lewens stikkend, want hulle is self stikkend. 'n stikkende mens kan nie 'n ander mens heel maak nie. En daarom die tekens van brood en wyn is die simbole van ons redding. Nou, brood in die Ou Testament het 'n groot rol gespeel, want dit was eintlik die mense se hoofvoedsel. Hulle het elke dag van hulle lewens brood geëet. Dit was hulle stapelvoedsel. En hierdie brood het dan ook in die Bybelse tyd 'n simbool geword van dat God vir ons versorg. En in die Bybel is dit vol. Onthou julle die klomp Israeliete wat deur die woestyn getrek het 40 jaar en God het vir hulle wat gegee? Manna, brood uit die hemel. Vir 40 jaar het God voorsien. Het God vir hierdie volk voorsien. En jy weet die woordjie die 40 speel 'n baie belangrik in die Bybel. Ek wil nou nie weer 'n katekisasie klas gee nie, maar dit is belangrik. As baie keer nodig dat jy dit sal weet. In die Bybel beteken syfers baie. Onthou die syfer 7 is die volmaakte getal. Jy weet, verteenwoordig die drie eenheid Vader, Seun en Heilige Gees. Die letter 6 is die syfer van die bees, van die Satan. So kan ek deur die Bybel gaan, maar die 40 beteken eintlik 'n voorbereiding
vir jou lewe vorentoe. Daai 40 jaar. Onthou, Noag was 40 dae in die ark. God het hom daar voorberei vir die nuwe lewe wat voorgelê het. Die volk Israel is 40 jaar deur die woestyn om hulle gereed te maak om die beloofde land in te trek. Jesus is vir 40 dae versoek in die woestyn omdat hy gereed gemaak is vir sy bediening. Want net daarna het hy met sy bediening begin. 40. En ons almal in ons lewens moet weet dat daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe. Daai 40 is soms 'n tyd van voorbereiding. Voorbereiding. Moses het 40 jaar in die woestyn gesit omdat God hom voorberei het om die grootste leier te word van alle tye. So onthou dat hierdie brood in die manna was nie maar net kos nie, dit was God berei my voor vir dit wat hy vir my bedoel het. En daarom ek weer 'n vraag vra. Wat dink jy? Het God jou voor hier geplaas in hierdie wêreld? Waarom is jy hier? Want ek glo God het 'n doel met ons lewens. Maar wat is God se doel met jou lewe? As jy moet antwoord, sê dis God se doel met my lewe. Weer jy kan nie sê ek weet nie. Jy kan mos nie doelloos lewe nie. Jy moet sê dis God se doel met my lewe. Dis wat God vir my bedoel het in hierdie wêreld. En daarom glo ek dit. Maar jy weet, daarom het Jesus ons geleer om te bid in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dit moet weer by ons, weet jy, ons mense het begin van oorvloed te lewe. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. In die Bybelse tyd het hulle verskriklik eenvoudig gelewe. Net om brood te hê, was om genoeg te hê. Daarom staan daar nie soos daai, nou nie 'n grappie maak nie, maar dit wat die een oud gebid, gee ons daaglikse brood, toe stamp jy ou aan sy. Hy sê, bid sommer vir 'n bietjie jam ook by. Jy sien, nee. Gee ons daaglikse brood. Ek bid vir die eenvoudige. Ek bid vir die nodige. As ek die nodige het, is ek dankbaar. En ek dink ons mense het begin ondankbaar word. Ons wil meer as genoeg hê. Wat nie verkeerd is nie. Maar ek dink ons moet teruggaan na die eenvoudige. Gee ons daaglikse brood. Is jy nog dankbaar daaroor? Vir die eenvoudige stukkie brood? Is ons regtig dankbaar dat God voorsien in ons lewens? Maar dan kom Jesus en hy sê vir die ou Satan daar in die woestyn waar hy versoek is, 'n mens kan nie van brood alleen lewe nie, maar jy moet van lewe van elke woord van God. Brood, hoor mooi, brood moet woord word. Die brood moet God se woord word in jou lewe. Want sien jy, God wil jou nie net fisies voed nie, hy wil jou ook geestelik voed. En daarom word brood die woord van God in jou lewe. In die Bybel se tyd het hulle ook brood op die altaar geplaas saam met wierook en dan het dit 'n offerande geword. Net brood. Hulle het soms vleis, maar hulle het ook soms net brood geoffer aan God. En hierdie brood vanoggend is 'n teken van God se teenwoordigheid. Weet jy, brood laat ons altyd, dis 'n eenvoudige. En ek gaan dit sê met alles binne my. Weet jy wat? Ek het geleer God is eenvoudig. Mense maak God so ingewikkeld dat geen mens verstaan. Jesus het gesê, weet jy wat? Die kindertjies moet dit kan verstaan. Ek praat sodat kindertjies dit kan verstaan. En ek dink daar was 'n hele tyd waar predikers gepreek het, geen mens het geweet waaroor dit gaan nie. Jy stap hier uit en jy sê maar net, was 'n baie diep preek. Was so diep dat niemand dit verstaan nie. Verstaan jy? Daarom God se brood word woord. En daarom sê Jesus so mooi in Johannes 6:35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. My boetie en my sussie, daar was nog nooit, hoor mooi, daar was nog nooit 'n tyd in die wêreld waar mense meer honger en meer dors is as in ons tyd. Hulle het alles, geld, alles. Maar weet jy wat? Hulle is geestelik honger en dors. En nou gaan ek 'n ding sê. As Jesus jou lewe nie gevul het nie, gaan jy geestelik honger en dors bly vir die res van jou lewe.
En daarom soek mense. Hulle soek dit in een godsdienst, in 'n ander godsdienst, in filosofieë, in ideologieë. Hulle hardloop rond om te soek. En weet jy wat? Jy kry dit net in Jesus. Want hy is die brood van die lewe. En hy vul jou lewe om te weet, ek het genoeg. Can I say it? Jesus is enough. As jy Jesus het jy alles. As Jesus het jy alles. En hy vul jou met Johannes 10 vers 10, die lewe wat, hoor mooi, dis baie belangrik, die lewe wat sin maak. En weer 'n vraag. Maak jou lewe sin. Maak dit sin. Maak jou lewe verskil. Kan jy sê, my lewe is vol. Nie met geld en goed nie, maar is vol met vrede, omdat ek Jesus gevind het. En ek sluit af met die wyn. Hier is die brood en hier is die beker met die wyn. En die wyn is 'n simbool van die bloed van Jesus. En daar staan in 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus reinig ons van elke, luister mooi, die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. Ek wil jou vraag, en ek vra vanoggend, en die wat nou nie lekker voel daaroor nie, ek het dit vir myself gevra in my studeerkamer, so ek kan dit vir julle vra. En die vraag wat ek wil vra, is daar 'n sonde in jou lewe waarvoor jy jouself nog nie vergewe het nie? Is daar 'n sonde wat jy jouself nie kan vergewe nie? Dan wil ek vir jou sê, die woord sê, die bloed van Jesus reinig my van elke sonde. Daar's geen sonde wat te groot is vir God om nie te vergewe nie. Daar's een sonde wat nie vergewe word nie, sonde teen die Heilige Gees. Dit staan in die Bybel. En dit beteken dat jy Jesus verwerp, dat jy God verwerp, dat jy leef sonder God en dat jy nie wil aanvaar wat God vir jou sê nie. Daai sonde, as jy sterf daarmee, dan is dit die sonde wat nie vergewe word nie. Jesus het aan die kruis vir elke sonde gesterf, behalwe die sonde om hom nie as verlosser en saligmaker aan te neem. Daai sonde. En daarom kan ek sê, daar's net een sonde wat jou in die hel gaan bring. Net een sonde. Nie twee nie, een. Hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, het die lewe nie. Dis die antwoord. Sonder Jesus kan jy nooit die ewige lewe hê nie. En daarom in die Johannes 6 vers 47 is so belangrik. Ek gaan dit vir julle lees, my preek is klaar. Dit verseker ek vir julle, wie in my glo, sê Jesus, het die ewige lewe. Hoor mooi, jy kry nie die ewige lewe nie. My broer en my sussie, jy kry nie die ewige lewe nie. Jy kan nie iets doen vir die ewige lewe nie. Jy het die ewige lewe as jy in Jesus glo. Die oomblik wat jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe. Jy moet nie eers doodgaan om die ewige lewe te hê nie. Die oomblik wat jy glo in Jesus, verlosser saligmaker, op daai oomblik het jy die ewige lewe. En jy verloor dit nie. Jy het dit. Jy glo in Jesus. Hy sê ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom. Hy wys na hom, sodat mense daarvan kan eet en nie sterwe nie. Daar's net een ding wat vir jou die lewe na die dood gee. Dis Jesus. Die bloed van Jesus. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat mense daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. Die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Kan jy sien hoe lyk hierdie wêreld? Hulle het 'n lewe met 'n klein lettertjie L.
En wie was die klein lettertjie L lewe? Hoor nou? Dis om net te bestaan. Lewe jy of bestaan jy? Lewe jy of bestaan jy? Daar's 'n groot verskil tussen lewe en bestaan. Bestaan beteken om aan te ploeter. Bestaan beteken ek gaan maar net aan. Niks is vir my goed nie, niks is maak saak nie. Maar om te lewe, die hoofletter L, is om te lewe met sin. My lewe begin vir mense saak maak. My lewe begin selfs ander mense te verander. Dis die lewe wat Jesus vir ons gee. En daarom breek ewige lewe nie eendag aan nie. As jy in Jesus glo, het jy nou die ewige lewe. En gaan jy lewe asof jy nooit gaan sterf nie. Oukies, Jesus het geëindig vir sy disippels sê, ek gaan nooit weer van hierdie wyn drink voordat ek dit saam met julle in die hemel weer gaan drink. En ek weet vir elkeen wat hier sit, daar's een ding wat ons weet. Ons gaan eendag die ewige nagmaal vier. En die ewige nagmaal beteken om vir altyd by Jesus te wees. So hierdie nagmaaltafel is vir ons 'n teken. Ons gaan eendag vir ewig saam met Jesus wees. En ons nagmaal in die hemel gaan nooit ophou nie. Want hierdie tekens van brood en wyn het dan 'n werklikheid geword omdat ons by hom is. Die brood en die wyn is die mens, Jesus, saam met wie ons vir ewig sal lewe. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend gehoor het dat ons gered is omdat U Jesus aan die kruis gesterf het. Ons sondes is vergewe omdat U aan die kruis U bloed laat vloei het. En dankie dat ons die ewige lewe het omdat ons in U glo, Jesus. Amen. Ek stuur die huis toe met die seënbede van die Here, soos dit opgeteken is in 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.